Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie vir nog 'n geleentheid waar ons u wonderlike en heerlike naam mag aanroep in die gebed. Dankie dat u die een is wat u liefde aan ons kom openbaar het in u Seun Jesus Christus. En Vader, baie dankie dat Christus ook die weg gebaan het en vir ons die ewige hoëpriester is, en dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte woon en werk om te wil sowel as om te werk na u welbehae. Baie dankie dat ons hierdie plek van aanbidding het, en dankie dat u 'n besondere belang by u kinders het. En ag Here, ons vra dat u deur u woord en deur u Gees in ons harte sal werk, sodat ons kan hoor wat u vir ons sê, dat ons kan verstaan, om dan te gaan doen, Here, dit wat u van ons vra. Ons leef in 'n baie moeilike tyd, maar Here, as kinders van u het ons geen verskoning nie. Eindelik moet hierdie tyd ons opgewonde maak, want dit is juis wanneer dit donker is, dat die lig die helderste skyn, en daarom vra ek, Here, dat ons lig so sal skyn voor die mense, dat hulle ons goeie werke kan sien, en ons Vader in die hemel verheerlik. Ek sê vir u baie dankie, Here, vir u woord, en vir die waarhede wat in u woord opgeteken is. Dankie dat ons weet dat die hele skrif is deur God ingegee, dis uitgeasem deur u self. En dankie vir die Heilige Gees wat u woord aan ons oopmaak, en u sê vir ons die opening van u woord gee wysheid. Dit maak die eenvoudiges verstandig, en ons aanbid u in hierdie aand daarvoor. Here, baie dankie dat ons vanaand hier kan saam wees, en dat ons nou kan bid dat u woord self dan ook in ons harte 'n landingsplek sal vind, en vrug sal dra, 30, 60, ja, 100voudig tot u eer. Ons dink aan hulle wat vanaand siek is, ons dink aan hulle wat, Here, onder kankerbehandeling deurgaan, en eindelik hierdie geweldige intense pyn beleef by tye. Ons vra dat u vir hulle sal bekragtig met krag uit die hoogte, en dat hulle ook sal weet vanuit u woord, dat hierdie ons slegste lewe sal wees. Dis baie duidelik in die woord dat u vir ons sê, in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Here, daar sal stryd kom, daar sal siekte kom, en u sê, hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Ons weet, Here, dat siekte nie altyd die gevolg van sonde is nie. Ons weet, dit is deel van ons gebroke wêreld, en daarom bid ons vir ons siekes, dat hulle nie heeltyd sal besig wees met hulle self nie, maar dat hulle die oë sal ophef na u, die een wat vir ons die trooster is, en die een wat ons versterk, en die een wat ons bekragtig ook, in tye van nood, in tye van angs, in tye van siekte. En ag Here, dat hulle ook sal weet, dat ons bid vir hulle, en dat u genade genoeg is. Ek vra nou, Here, dat u vir ons ryklik sal seën, nie net vir ons nie, maar ook vir elke ander gemeente en kerk wat u woord met waarheid vanaand verkondig, dat u self in hulle midde werksaam sal wees, en ook vir hulle wat inluister vanaand op webwoord, op Facebook. Ag Here, sal u self die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik maak voor u aangesig, sodat hulle wat inluister en hulle wat hoor, kan hoor wat u op u hart het, dan vir die gemeente. Ons bid dit in u naam, en ons dank u, Here, dat u self die dwaasheid van die prediking gebruik, om die wat glo te red. Amen. Nou, soos jy weet, is ons besig in die oggende met die reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring, en dan in die aand is ons besig met die boek Psalms. En ek het vir u gesê, daar is baie psalms, 150 van hulle, en as u so deur die psalm en gesang bundel werk, sal u sien dat daar 150 psalms in die psalmbundel is. En elke psalm in die Bybel is daar ook 'n lied voor, en ons sien die wonderlike waarhede in die boek Psalms. Vir u gesê, hulle sê dit is die mees geleese boek onder kinders van die Here, die boek Psalms. En ek kan verstaan waarom, want in elke psalm sien jy iets van jouself, en jy sien die konflik wat mense met ander mense gehad het, jy sien sonde wat in die hart ongelukkigheid bring, jy sien vyande van die kinders van die Here, en ook dink aan so baie dinge wat Dawid en Asaf en die kinders van Korag en die mense beleef het, en ons dank die Here ook vir hierdie kosbare Bybelboek, waaruit ons ook kan leer en onderrigting kan ontvang. Nou, ons het gekom tot by Psalm 5, voor ons met vakansie weg is. Nou, baie ons sê dit was amper soos 'n semi-pensioen waarop ek gegaan het, so rapsie oor die 4 weke. Nou, Dominee Iwer, hulle kom ook nou terug van vakansie af, so is altyd goed vir 'n leraar om uit te rus. Dis goed vir die gemeente in die eerste plek, dat hulle nou nie moeg geraak vir ou se stem nie, en ook goed vir ons, en as kinders van die Here en geroepenes van die Here, om met nuwe krag en ywer terug te kom. Nou, vanaand gaan ons wegval met Psalm 6, en u sal sien die opskrif daar is 'n boetepsalm in groot benoudheid.
Nou, as 'n mens bietjie gaan navorsing doen oor hierdie Psalm, dan sien ons dat hierdie Psalm ook deur die man Dawid geskryf is, soos ook aangebring hier, en dat daar in sy hart baie wroeginge was. En dit kan wees oor sonde wat hy begaan het, vyande, ons weet Dawid het geweldige baie vyande gehad, van buite en van binne. Ons het in die vorige psalms gekyk hoe sy eie seun Absalom hom vervolg het, en hoe hy elke keer sy toevlug na die Here geneem het. En ons gaan vanaand bietjie kyk na hierdie Psalm onder die tema sonde, kastyding en vergifnis, en hoe dit deel is van die kind van God se lewe. En ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee, om dan ook die woord verstaanbaar aan u oor te dra. Ons lees saam Psalm 6 vir die musiekleier met snaarinstrumente, met basstem, 'n Psalm van Dawid. O Here, straf my nie in u toorn nie, en kastei my nie in u grimmigheid nie. Wees my genadig, Here, want ek is verswak. Maak my gesond, Here, want my gebeente is verskrik. Ja, my siel is baie verskrik, en u, Here, tot hoe lank? Keer terug, Here, red my siel, verlos my om u goedertierenheid ontwil. Want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doderyk? Net so ietsie daaroor, Spurgeon sê, daar is geen begrafplaas wat die Here kan loof en prys nie. Want is net grafte. Die mense is dood, en Dawid verwys hier maar eenvoudig na die gedagte dat in 'n begrafplaas is daar stilte. Dis ons wat lewe wat God kan loof en prys. Vers 7, hy sê, ek is moeg van my gesig, elke nag laat ek my bed swem, ek deurweek my bed met my trane. My oog het dof geword van verdriet, dit het swak geword vanweë al my teestanders. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die Here die stem van my geween gehoor. Die Here het my smeeking gehoor, die Here neem my gebed aan. Al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word. Hulle sal in 'n oomblik beskaamd omdraai. Ons lees dit tot sover saam uit God se wonderlike woord, hierdie besondere Psalm 6, en ons vertrou dat die Here vir ons ook genade sal gee om dit verstaanbaar aan u oor te dra. Ons teks en oordenking dan vanaand is vers 3 wat sê, wees my genadig, Here, want ek is verswak. Maak my gesond, Here, want my gebeente is verskrik. Ons tema dan vanaand is sonde, kastyding en vergifnis in die lewe van die kind van God. Sonde, kastyding en vergifnis in die lewe van die kind van God. Nou vriende, in hierdie week het ek so bietjie geluister na die onderhoud wat Larry King op Larry King Live met die vrou Joni Eareckson Tada gehad het. Nou ek het al in die boodskappe wat verby is so bietjie verwys na haar. Nou sy het as 17-jarige meisie in 'n duikongeluk haar nek gebreek en sy is tans nog sy is nou al in die 70, sy is 'n quadripleeg, met ander woorde, sy kan nie haar arms of haar bene gebruik nie. Nou in hierdie onderhoud het hy met haar gepraat en van verskillende dinge gevra en vir haar gevra hoe dit gebeur het en die pad van herstel en die mate van gebruik wat sy nog het van haar nek en van sekere van haar liggaamsdele. En sy vertel vir hom die verhaal hoe sy die nek gebreek het en dan ook die rehabilitasieprogram wat 2 jaar geduur het. En sy vertel dat sy in daardie tyd, terwyl sy gerehabiliteer was en deur verskillende oefeninge moes gaan en sekere behandeling moes ontvang, hoe sy gedink het, male sonder tel om selfmoord te pleeg. Sy sê sy sou haar nek geruk het links en regs om op die einde van die dag haar nek te breek, want sy het gesê, sy sien nie kans vir 'n lewe om so te leef en met hierdie pyn en met hierdie gebrek dan die toekoms tegemoet te gaan nie. Nou ons weet dan uit haar lewe ook dat sy by die Here uitgekom het. Sy vertel, sy was godsdienstig gewees, maar die Here het vir haar gered en die Here het vir haar genade kom gee om dan ook deur hierdie stryd te werk. En nou op hierdie dag en op hierdie oomblik is sy 'n baie bekende radio-omroepster. Sy's hoof van Johnny and Friends. Sy sê die Johnny kom van die gedagte haar pa wou altyd 'n seun gehad het. Sy was die laaste dogter en hy het haar somme Johnny genoem in plaas van Joni. En hierdie Johnny and Friends is 'n organisasie wat ook mense help wat dieselfde gebrek as sy het en dieselfde ongelukke dan ook basies met dieselfde dinge wat gebeur het. En sy vertel ook, vriende, in hierdie onderhoud wat sy gehad het,
hoe die Here vir haar elke dag deurdra, en dat sy hierdie erge pyn net kan verdra, omdat die Here vir haar goed is, en die Here vir haar genadig is. Sy sê elke môre sy opstaan, of sy wakker word, sy eerder so, en dan moet haar uit die bed kom ophelp, dan dink sy aan, Here, hoe gaan ek hierdie dag deurmaak? En dan bid sy, Here, gee my krag, om dan ook in U naam U te verheerlik, en dan deur hierdie stryd, en dan deur hierdie pyn te gaan, om U dan te verheerlik. Vriende, waarom vertel ek vir hierdie verhaal? U sien, by 'n geleentheid, verskoon het hierdie selfde vrou, toe hulle vir haar vra, Joni, sê vir ons, waarna sien jy die meeste uit? En wat is die verlange, en wat sal in die hemel eendag vir jou die wonderlikste wees? En het hulle vir haar sekere dinge gevra, sien jy uit om te loop, om weer gesond te wees, om weer te wees, normaal te wees? Was haar antwoord gewees, ja, ek sien uit daarna. Dit sal wonderlik wees om weer te kan loop en my gesondheid terug te hê, en dan in die hemel volmaakte gesondheid te hê. Maar die ding waarna ek die meeste uitsien, is om vry te wees van sonde. En vriende, toe ek hierdie gedeelte of hierdie onderhoud luister en toe later ook hoor wat sy gesê het oor die gedagte van sonde en dat sy vry sal wees van sonde, toe dink ek by myself, watter sonde sal hierdie vrou mee kan worstel en sit? Sy sit in 'n reistoel. Sy kan nie veel vir haarself doen nie, en toe besef ek dat die grootste oorlogveld is hier in ons verstand, in ons geestelike hart, omdat ons as mens in sonde ontvang en gebore word, en hierdie vrou as kwadripleeg besef dat sy ook daagliks worstel met sonde. Sy worstel met haarself, sy worstel met dit wat om haar aangaan, en sy het nodig om daagliks haar toevlug na die Here te neem, en die ding waarna sy die meeste uitsien, is om eendag vry te wees van sonde. En vriende, as ons dink aan ons as kinders van die Here, is dit nie tog die ding wat ons die seerste maak nie? Is dit nie die enkel grootste probleem in ons lewe wat skeiding bring nie? Is dit nie die enkel grootste probleem wat ons beleef, wat daagliks verhoudinge skend en skade doen, en dan ons verhouding met God breek, as ons met sonde heel en besig raak nie? En dis presies waaroor Psalm 6 gaan. Psalm 6 gaan oor 'n boetebesalm, 'n psalm van Dawid waar hy skryf oor 'n verhouding tussen hom en God wat gebreek is weens sonde in sy lewe. Nou Psalm 6, vriende, is een van so 7 boetepsalms. Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51, Psalm 102, Psalm 130 en 143 staan bekend as boetepsalms. Nou vriende, 'n boetepsalm is 'n psalm waar die skrywer sy hart uitstort voor die Here oor sonde wat hy begaan het in sy lewe. Nou baie interessant, ons weet nie wat die sonde van Dawid was nie, en wat presies in sy lewe gebeur het nie. Maar as ons deur hierdie psalm gaan werk, sal ons sien hoe Dawid die held, die krygsman, die koning, gebroke is, omdat hy deur sonde God teleurgestel het. As ons deur hierdie psalm werk, sal ons sien, dat vir Dawid was sonde die enkel grootste vyand, wat in sy lewe was, wat hom meer hartseer veroorsaak het, as al die vyande, wat vir hom sigbaar was. En dit was vir my so kosbaar hierdie week, toe ek deur hierdie psalm kon werk en kon sien, hoe Dawid sy hart voor die Here uitstort, en ook die antwoord, wat hy dan van die Here ontvang het. Ons gaan in hierdie aand dan bietjie kyk na hierdie psalm, onder die tema dan sonde, kastyding en vergifnis, en hoe dit die kind van God se lewe dan raak. Die eerste gedagte dan vanaand, is die gedagte van sonde. Ek lees vir u in Psalm 6 vers 1. Vir die musiekleier met snaarinstrumente, met basstem, 'n psalm van Dawid. Hy sê, o Here, straf my nie in u toorn nie, en kastei my nie in u grimmigheid nie. Wees my genadig, Here, want ek is verswak. Maak my gesond, Here, want my gebeente is verskrik. Ja, my siel is baie verskrik. En u, Here, tot hoe lank? Keer terug, Here, red my siel. Verlos my om u goedertierenheid ontwil. Ek is moeg van my gesig. Elke nag laat ek my bed swem.
ek deurweek my bed met my trane. Vriende, as ons kyk na hierdie verse 1 tot 5, dan sien ons Dawid se stryd met sonde. Die woord met snaarinstrument, met basstem, dui vir ons die gemoedstoestand van Dawid aan. Sy gemoed was laag gewees, want u sien, sonde bring geen blydskap in die kind van God se lewe nie. Ek het nog nooit 'n kind van die Here ontmoet of gesien of mee gepraat, wat vir my sê sonde bring vir my vreugde en blydskap nie. Dieselfde met Dawid, hierdie koning, hierdie held, hierdie man na die hart van God. Dawid se gemoed is swaar, omdat daar sonde in sy lewe is, wat skeiding tussen hom en God gebring het. Ons weet nie wat die sonde is nie, en baie interessant is dat Psalm 6 nie vir ons presies sê wat gebeur het nie. As ons kyk na Psalm 32, dan sien ons Dawid skryf, nadat hy die sonde met Batseba gepleeg het. Psalm 51, presies dieselfde, ons kan bietjie sien in die hart van Dawid oor die sonde wat hy gepleeg het met Batseba en haar man later vermoor het. Maar hier in Psalm 6 weet ons nie werklik wat die sonde was nie. Maar ons sien een ding, vriende, dat Dawid homself skuldig gemaak het en dat dit sy lewe beïnvloed het, uiterlik en innerlik. Luister wat ek vanaand vir u sê. Sonde beïnvloed jou lewe. Sonde raak jou innerlik en uiterlik. Hoor wat sê Dawid? Hy sê ek is verswak. Hy sê my gebeente is verskrik. My siel is baie verskrik. Hy sê hy was siek tot die dood toe. Hy het baie geween en gesmeek om genade. Toe ek dit lees, dink ek by myself, hierdie man Dawid as held, as krygsman, as man wat voorgevat het, as man wat sy troepe gelei het, is 'n man wat ween oor sonde. En toe dink ek by myself, is daar nog by ons van tyd tot tyd trane wat vloei, omdat ons God se vaderhart bedroef deur sonde. En ons kan baie keer onsself regverdig om te sê, ag, ons sondig ook maar baie keer. En dis daarom nie sulke groot sonde soos Dawid en die ander mense gedoen het nie. Dan wil ek vanaand vir u so ietsie lees wat Spurgeon geskryf het. Hy sê, a genuine Christian dreads sin. 'n ware kind van God haat sonde, hy's bang daarvoor. Hy vrees sonde. Hy sê, he will not say it's a little one, for he knows that a little sin is like a small dose of a very potent poison. It is sufficient to destroy our peace and comfort. Die sogenaamde wit lintjie vir 'n kind van die Here is soos 'n dolk wat in jou hart steek, want jy weet, God weet wat die waarheid is, en jou siel is in sy binneste ontstel, en hoe langer jy stil bly daaroor, hoe meer is ontsteld is jou siel, en dit raak later jou liggaamlike toestand aan, en jy besef, as ek nie nou vergifnis kry nie, sal dit my hele lewe beïnvloed. Die Here sê vir ons in Jesaja 59 vers 1 en 2, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en jou God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. In Psalm 6 sien ons hoe Dawid na die Here roep, omdat sonde in sy lewe skeiding gebring het. 'n kind van die Here weet wanneer daar skeiding is, want ons is bewus van sonde in ons lewe, wanneer ons dit gepleeg het. En die grootste begeerte van ons hart is om van daardie sonde ontslae te raak. Ek het gedink aan die man Petrus, toe ek hierdie week hierdie boodskap voorberei het. Onthou u Petrus, die voortvarende man, die man wat vinnig gepraat het, die man wat vinnig gedoen en opgetree het. Die Here gee vir Petrus 'n waarskuwing om vir hom te sê, Petrus, luister, jy het gesê jy sal saam met my sterwe, ek sê vir jou, jy gaan my verloon. En wat sê Petrus? Ag Here, u ken my, maar u ken my nie so goed nie. Ons moet net so bietjie die lyne reguit trek. U ken my, maar u ken my nie heeltemal nie. Ek sal tot in die graf, tot in die dood saam met u gaan. En ons weet wat gebeur.
Hy soog onder hierdie diensmeisie en wat vir my uitstaan uit hierdie hele verhaal, is nie die feit dat Petrus Jesus verloon het nie, maar kom ek lees vir u, wat my getref het en my hart aangeraak het. Die Bybel sê in Lukas 22:60, maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. Dis toe hy ontken dat hy Jesus ken. En onmiddellik terwyl hy nog praat, het die haan gekraai en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. Het u al in u studeerkamer gesit en oor hierdie woorde gedink? Ons lees baie keer daaroor, luister, kyk en vorm in jou gedagte die prentjie. Hier sit Petrus by die vuur. Daar is Jesus wat bespot en amper gemartel word deur hierdie mense en uitgekruid en gehoon word. Hier is Petrus die volgeling wat van ver af volg en die Bybel sê vir ons nadat die haan gekraai het, kyk Jesus om en Petrus en Jesus se oë ontmoet mekaar. En wat sê die Bybel? Petrus het uitgegaan en hy het bitterlik geween. Ek vra vanaand vir jou en ek vra dit vir myself. Raak sonde ons harte nog? Of het ons afgestomp geraak? Het ons gewoond geraak aan sonde? As ons nie as kinders van God sensitief gaan bly vir sonde nie, sal ons nie sout van hierdie wêreld en lig vir hierdie wêreld kan wees nie. Ons sal nie ons Vader in die hemel kan verheerlik as ons heel moet sonde en dit pla ons nie in ons lewe nie. 'n Ware kind van die Here, iemand wat die Here liefhet en dien, is sensitief vir sonde. En bo alles besef hy of sy dat wanneer ons sondig, is daar hierdie verhouding wat gebreek word. Hierdie kosbare verhouding wat herstel moet word. En daarom sien ons in die eerste plek hoe Dawid ook sy sonde beskryf en die effek wat het gehad het op sy lewe. Maar die tweede gedagte wat ek raak gesien het, is die gedagte van kastyding. Ek lees vir u wat staan in Psalm 6 vers 2, hy sê, o Here, straf my nie in u toorn nie, en kastei my nie in u grimmigheid nie. Wees my genadig, Here, want ek is verswak. Maak my gesond, Here, want my gebeentes verskrik. Vers 5 keer terug, Here, red my siel, verlos my om u goedertierenheid ontwil. Nou vriende, as ons na die gegevens kyk en die bietjie navorsingswerk wat ek gedoen het oor die Psalm, lyk dit of Dawid nie dadelik gehandel het met die sonde wat daar in sy lewe was nie. Onthou u die sonde met Batseba? Hoe lank nadat Dawid die sonde gepleeg het, het Nathan na Dawid gekom? Ongeveer 'n jaar wat verbygegaan het. Maar die Bybel sê vir ons dat Dawid in daardie jaar intens gelei het. Sonde het effek op hom gehad, uiterlik en innerlik. En lyk vir my, in hierdie Psalm was daar ook 'n tyd waar hy die sonde nie voor die Here bely het nie, en die Here dan hom moes gekastei het of getig het, soos ons dan daarvan praat. Nou, besondere gedagte hier is dat tug nie dieselfde as straf is nie. Die Here straf nie sy kinders nie, maar die Here tugtig sy kinders. U sien, die Here handel nie met ons soos 'n bewaarder met 'n gevangene handel nie. Die Here handel met ons soos 'n vader met sy kind handel en hoe hy met sy kind deel. Dit was my so kosbaar toe ek het raak sien, dat Dawid vir die Here sê, Here, ek weet, ek het u tug nodig. Maar ek vra, Here, wees genadig wanneer u tug in my lewe toepas. Mag u goedertierenheid deel wees van my lewe en mag u ook vir my genadig wees. U sien, Dawid besef dat ook vergifnis is nie iets wat hy verdien nie. Ons dink baie keer ons doen God 'n guns as ons uiteindelik besluit om die sonde te los en om vergifnis te vra. Luister, dis hy wat ons die guns doen. Dis God wat genade oor ons uitstort om vir ons vergifnis te gee. Daarom beroep hierdie man Dawid hom op die goedertierenheid en die barmhartigheid van die Here. En Warren Wiersbe beskryf dit so mooi, hy sê, mercy means that God does not give us what we deserve. And grace means that he gives us what we do not deserve. En dan sê hy die volgende, what a loving God he is. Terwyl die Here vir Dawid tug,
besef Dawid dat hy hom net kan beroep op die goedertierenheid van die Here. Terwyl Dawid gebuk gaan onder God se tugtiging, besef Dawid daar's geen ander een na wie hy sy toevlug kan neem nie. Tugtiging moenie rebellie in ons hart na vore bring nie. Tugtiging is juis nodig, omdat ons dikwels, vriende, soos 'n muilesel, steeks vaskop, en ons wil nie beweeg nie, want ons wil graag die sonde vertroetel in ons lewe. Ons weet ons kan nie, want ons is kinders van die Here. God se Gees sal nie toelaat dat ons met sonde onverpoos voorgaan nie. Daarom het die Here ook vir Dawid getug, en hierdie man gebring op 'n punt waar hy geroep het om genade, en hy het gesê, keer terug, Here, red my siel, verlos my om u goedertierenheid ontwil. Was Dawid al gered op hierdie stadium? Verseker. Die redding en die gedagte hierin is om Here om my weer te korrigeer, om my terug te bring op hierdie weg, dat ek saam met u die pad kan stap, om u te verheerlik en dat ander ook u in my lewe kan sien. Hebreërs die 12de hoofstuk, of verskoon Jeremia 10:24, kom Jeremia en hy sê, tugtig my Here, maar met mate, nie in toore nie, dat u my nie te klein maak nie. U sien, tugtiging is nodig vir die kind van God. Dis nodig wanneer ons gesondig het, dat die Here soms tug oor ons lewe moet bring, dat ons die hartseer gevolge van sonde kan sien, kan erken, kan beleef, sodat ons volgende keer meer versigtig kan wees, om nie dieselfde sonde te doen nie. Die baie bekende Hebreërs 12, ek gaan vir u so kort uittrek sal lees, om ook te sien, wat die Here sê oor die kastyding gedagte, of die gedagte van tug. Hebreërs 12 vers 5 sê, en julle die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek, my seun, my dogter, kind van God, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Die Bybel sê, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Nou ek het die voorreg om 'n derde seun groot te maak, en ek wil vir u sê, vriende, tugtiging is dikwels nodig. Dis nie altyd lekker vir die ontvanger nie, want daar is bietjie pyn by betrokke. Maar die voordeel wat dit bring, en die korreksie wat dit bring, is kosbaar, en hoeveel te meer wanneer God ons tugtig oor sonde, en ons weer korrigeer om die pad saam met hom te stap. Die Bybel sê die Here kastei elke seun wat hy aanneem. Ek staan verbaas as mense vir jare lank in sonde lewe, en hulle bely hulle is kinders van die Here, en daar is nie tugtiging van die Here nie. Dan sê ek een van twee dinge, of God lieg, of daardie persoon lieg oor sy kindskap, en God kan nie lieg nie. So die antwoord is, dat daardie persoon nog nooit aan die Here behoort het nie. Want die Here tugtig die wat hy lief het, en die wat hy aanneem. Vers 7, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar, wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders, en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie? Vers 10 is besonder, want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beswil, of na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Ek wil vanaand vir u sê, en ek sê dit vir myself, God se doel met my en jou lewe is, dat Christus gestalte in ons sal kry. En daarom sal die Here ons tugtig as ons vaskop en vassteek, en nie moet sonde in ons lewe wil breek nie. Vers 11 sê, nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Ek herinner my aan 'n paar geleenthede waar die Here my moes tugtig. Ek onthou die een geleentheid terwyl ek in die gemeente Springs was.
daar leraar in die gemeente en daar is 'n ding in my lewe gewees wat ek maar geregverdig het op baie maniere. En dit was die ding van spoed gewees. Jy weet mos hoe werk spoed. Dis nie sonde nie totdat die verkeerskonstabel jou vang. En as hy jou vang mag jy nie sê ek het nie vinnig gery nie, want dan sondig jy. En so het jy jouself probeer regverdig en ek het op daardie stadium 'n motorfiets gery en die ding het tot 315 km wat hy kon ry, ek het hom nooit so gery nie, baie keer naby seker aan dit, maar op 'n stadium, terwyl ek met hierdie saak worstel en my vrou sê, luister, die Here is besig om my te praat oor hierdie saak, ek kan nie die land se wette verbreek as ek op hierdie motorfiets ry nie, sit ek die motorfiets in die mark en het gebeur, dat mense my nooi om so bietjie saam met hulle na die Victoria watervalle te gaan. En op daardie motorfiets geklim, moet ek vir u sê, het ek male sonder taal die landswette verbreek. En dan die aand maar vergifnis gevra om die volgende môre maar net weer op te klim en te doen wat jy nie moet doen nie. En ek onthou die 16de Junie 2008 in die draai daar by Nelspruit, toe verloor ek die fiets en ek beland in die hospitaal. En daar lê ek en hulle vat my van Nelspruit af hier na Parkland toe en daar behandel die dokters my vrou kom daar aan, sy was swanger met Calvin gewees. 'n Lang storie kort te maak, klomp sessies, fisioterapie en na weke toe ek uiteindelik die kansel kon bestyg het by Springs, was my eerste boodskap, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. Ek weet nie vanaand wat die sonde in jou lewe is nie, maar ek wil jou vra vanaand, moenie God se genade te lank uitrek en hy tugtiging oor jou lewe bring nie. Ek wil vir u sê, God sal self so ver gaan om sy kind te dood, as hy met sonde nie wil breek nie. God se kastyding kan so ver gaan, dat hy jou lewe van jou neem, as jy nie wil luister nie, want u sien, dit het God se seun gekos. Dit het sy lewe gekos, om ons van sonde vry te maak. Daarom is sonde geen geringe ding nie, en daarom is daar geen klein sonde in die oë van die Here nie. Sonde bring skeiding. As sonde nie bely en laat staan word nie, is daar kastyding of tugtiging. As daar nie tugtiging is, as jy met sonde besig is nie, dan moet jy seker gaan maak of jy werklik kind van die Here is. Dawid beleef God se tugtiging en hy vra, ag Here, wees genadig en wees barmhartig en goedertieren oor my, sodat ek nie beswyk onder hierdie druk en onder hierdie las van sonde wat ek beleef nie. Maar vriende, vir my die kersie op die koek van die boodskap, en vir my die hoogtepunt is wat Gesang 307 vir ons sê, u woord, o Heer, deurboor en wond, maar dit genees ook, maak gesond. U sien, vergifnis is beskikbaar vir die kind van die Here, wanneer hy vra en wanneer hy om genade smeek. Die Bybel sê in Psalm 6 vers 9, gaan weg van my al julle werkers van ongeregtigheid, want die Here die stem van my geween gehoor. Die Here het my smeeking gehoor. Die Here neem my gebed aan. Vir u aan die begin gesê, ons weet nie presies wat Dawid beleef het en watter sonde hy begaan het nie. Ons weet dat vyande altyd deel van sy lewe was tot die dag van sy dood. Maar een ding sien ons in die einde van hierdie Psalm en hier by die slotsom, is dat Dawid vergifnis van die Here ontvang het. U sien, die kind van die Here, die kosbare en wonderlike versekering van vergifnis, juis omdat God dit bewerk. Luister, berou oor sonde is iets wat God in die hart bewerk. Net soos jou redding nie 'n saak was van jou toedoen en jou goeie besluit en iets wat jy uitgedink het nie, so is dit ook by vergifnis. Dis die Heilige Gees wat ongemak in jou hart wek. Dis hy wat hierdie besef en hierdie berou bewerk en jou altyd lei na die kruis, daar waar jy redding ontvang het. Daarom sal vergifnis altyd deel bly van die kind van God se lewe. Dis 'n daaglikse reinigingsproses, maar in besonder waar ons gesondig het en waar ons bewus is van sonde, kan ons na die voete van die kruis gaan, van ons Here Jesus, om vergifnis te vra. Hoor hoe pragtig sê Jesaja 30 vers 18 dit.
Hy sê, daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees. En daarom sal hy hom verhef om hom oor julle te ontferm, want die Here is 'n God van die gerig. Welgeluksalig almal wat op hom wag. 'n Kosbare belofte, die Here sal met ongeduld daarop wag om ons genadig te wees. Het jy al daarin gedink? Hoe gretig is die Here om vergifnis te skenk? Hy sê in Johannes 3, hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered sal word. Hoeveel te meer wil hy sy kinders nie vergewe as hulle gesondig en teen hom oortree het nie. Hoe besonder is hierdie gedagte net nie, as ons kyk hoe die Here angstig, gretig, opgewonde, as ek hierdie woord kan gebruik, is om ons te vergewe. Jeremia 31:18-20 was vir my treffend gewees. Jeremia skryf, hy sê, sekerlik, en hy praat wat God vir hom gesê het om te skryf, sekerlik het ek Efraim hoor weeklaag, U het my getuchtig, en ek het my laat tuchtig soos 'n ongeleerde kalf. Hoor sy woorde, bekeer my dan, sal ek my bekeer, want U is die Here my God. Want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berou gehad, en nadat ek tot insig gekom het, het ek op die heup geslaan, ek het beskaamd gestaan, ja, ook in die skande gekom, omdat ek die smaad van my jeug dra. Vers 20 is Efraim vir my 'n dierbare seun of 'n troetelkind, want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom, sê die Here. Daarom is my ingewande oor hom in beroering, ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. Vriende, dink u, dit raak God nie as sy kinders sondig nie? Dink u die Here is onaangeraak wanneer ons as sy kinders, as verlostes, as gereddes maak wat ons wil? Ek dink nie, dit is so nie. Uit die lewe van die volk Israel in die Nuwe Testament, in die geskrifte wat ons het in die Bybel sien ons, en in die geskiedenis sien ons, hoe sonde mense raak, maar ook die vaderhart van God raak. Daarom wil ek in hierdie aand vir u sê, as u moet sonde in u lewe sit, dan is vanaand die wel aangename tyd, dat jy jou toevlug na die Here sal neem. Hy is die God wat wag om vergifnis te skenk, en hy sal ook hierdie vergifnis skenk, en hierdie verhouding herstel, sodat ons hom kan dien in gees en in waarheid. Psalm 30 vers 5, Psalm sing tot eer van die Here oor sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam, want 'n oomblik is daar in sy toren, 'n lewe in sy goedgunstigheid, saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Ek sê weer vir u, die Here behandel ons nie soos 'n bewaarder 'n gevangene behandel nie, maar hy behandel ons soos 'n vader 'n kind behandel. En ag, hoe wonderlik wanneer daar skeiding tussen 'n pa en 'n seun is, of 'n ma en haar dogter oor dinge wat gebeur het, verkeerde dinge wat gebeur het. En die dag van versoening breek aan, en hulle val op mekaar se hals, en hulle ween, en hulle sê ek is jammer. En die verhouding word herstel. Dis presies die gedagte wat die Here vir ons wil gee. My kind, hou op om in 'n rigting te beer wat jou hart seer en pyn berokken. Kom na my, dat ek vir jou vergifnis kan gee, en dat die bloed van Jesus kan reinig van alle sonde. Net nog so laaste gedagte van oom Spurgeon. Hy het die boek geskryf, The Treasury of David, is so 'n dik boek oor die psalms, wat ek graag lees. En daarin skryf hy, there is as much joy in the heart of God when he forgives, as there is in the heart of the sinner when he is forgiven. God is blessed in giving, and we in receiving. God se naam word geëer, sy naam word geheilig, sy naam word verheerlik, wanneer ons na hom gaan, en hy bied vir ons vergifnis vrylik aan, en ons ontvang dit, en ons kan hierdie lied sing, vreugde in die hart, waar die Here Jesus Christus woon. Hierdie psalm is besonder juis, omdat ons sien dat die Here vir Dawid kom herstel het, en vir hom vergifnis gegee het.
Toe ek gedink het, hoe sal ek hierdie boodskap afsluit, was die woorde van Psalm 103, so duidelik in my hart. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Dis ook 'n psalm van Dawid. Hy sê, loof die Here o my siel, wat al my ongeregtigheid vergewe, wat al my krankhede genees, wat my lewe verlos van die verderf, wat my kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat my siel versadig met die goeie, sodat my jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Ek wil vanaand vir jou sê, die kosbaarste plek om te wees is daar by die Here Jesus, waar ons weet, ons is vergewe van ons sonde, die verhouding is herstel, daar is vrede tussen my en God deur Jesus Christus, en vriende, dan maak dit my ook ekstra versigtig, dat ek nie sonde in my lewe sal begaan nie. Ek vra vanaand vir jou, is daar sonde in jou lewe? Breek jy daarmee, of is jy vanaand soos 'n muilesel wat vassteek? Dan wil ek vir jou sê, pas op vir God se tugtiging. Moenie dat die Here jou tugtig nie, want die tugtiging kan miskien verrykende gevolge hê. Maar ag vriende, onthou ook, daar is vergifnis. Daar is reiniging in die bloed van die lam. En daarom nooi die Here Jesus ons. En hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, dat ek vir julle rus kan gee. Wonderlike rus by die Here Jesus, wanneer ek weet my sonde is vergewe. Mag die Here ons genade gee om uit hierdie Psalm 6 te sien, sonde, kastyding en vergifnis, en hoe wonderlik dit ook in ons lewens werk, en hoe die Here ook daardeur verheerlik kan word. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons besef dat ons dikwels van beter weet, en dan doen ons die verkeerde. Ons bely dat ons soos Dawid, Here, ook soms met sonde heel, en dit bring verrykende gevolge. Dankie Here vir u kastyding en u tugtiging, wat ons korrigeer en ons wys op ons verkeerde weg waar nodig. Maar bo alles, Here, dankie vir u vergifnis in Christus wat beskikbaar is, en wat toegepas word in ons harte deur die geloof. En Here, vir die vrede wat u bring, wat alle verstand te bowe gaan. Ons vra, Here, dat ons uit hierdie psalm sal leer, en uit koning Dawid se lewe sal leer, dat sonde altyd gevolge het, maar ook dat daar kosbare en heerlike versekering is, dat vergifnis beskikbaar is. Here, dankie dat u met ons so lankmoedig is, dat u genadig en barmhartig oor ons is. Baie dankie dat u, Here, ons nie na gelang van ons sonde straf nie, want wie sou bestaan het dan voor u? Dankie dat u Christus in ons plek gestraf het, dat ons gehul in die kleed van geregtigheid kan leef, en met vrymoedigheid na die troon van genade kan nader, om barmhartigheid te vind en genade om op die regte tyd gehelp te word. Help ons, Here, om te besef dat sonde, Here, ons lewens beïnvloed, en of dit nou groot of klein in ons oë is, dat sonde dit is wat Christus na die kruis geneem het. En mag dit vir ons iets ernstigs wees, 'n ernstige saak, en mag ons met sonde deel. Here, op 'n, ek wil amper die woord gebruik, 'n wrede manier, om sonde met alle mag en mening te beveg, Here, en in ons lewens dood te maak, sodat dit nie ons lewens beïnvloed en ons verhouding met u skade doen nie. Help ons, Here, om ten bloede toe weerstand te bied in ons stryd teen die sonde. Ons bid dit in u naam, omdat ons weet in ons eie krag is dit onmoontlik, maar deur die krag van u Gees moontlik, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. Amen.